baie welkom by hierdie reis van formasie. 'n Reis om 'n vrygewige lewe te leef. Wat gebeur in jou as ek vir jou sê die Here is minder geïnteresseerd in wat jy gee en meer geïnteresseerd in hoe jy gee? Dawid bid 'n gebed so naby aan die einde van sy lewe. En dis 'n gebed van dankbaarheid as hy sien hoe vrygewig die volk gegee het vir God se werk. En hy sê, wie is ek tog en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk. Want dit kom alles van U en uit U hand het ons dit aan U gegee. En ons lees verder saam. En ek weet my God, dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee. En nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. Dawid besef, dit gaan nie net oor goud of silwer of hoeveel jy gee nie. Dit gaan oor die gesindheid van jou hart. Die Here is nie 'n boekhouer wat kyk hoeveel jy gee nie, hy is 'n Vader wat kyk hoe jy gee en hoekom. En Dawid gebruik 'n interessante frase, U toets die hart. Nou in Hebreëus verwys hierdie toets na hoe goud gesuiwer word deur vuur. Die onreinhede smelt weg en wat oorbly is suiwer. En wanneer dit by geld en vrygewigheid kom, wys God se vuur vir ons wat regtig in ons harte aangaan. En ek het al baie bewus geword van wat in my hart aangaan, wanneer ek doelbewus aandag geskenk het aan hierdie proses waar my hart getoets word oor gee. En ek het agtergekom, ek leef met idees soos glo ek regtig dat God sal voorsien. Gee ek omdat ek lief het of uit skuldgevoel? Is ek bewus van wat hy reeds aan my gegee het? En ek het agtergekom, vrygewigheid is nie net 'n daad nie, dit is 'n spieël wat wys wat in my hart aan die gang is. En iemand het eendag het vir my gesê, hulle het gesê, maar dis al jy weet die spieël van jou siel is jou beursie. Dit het my baie ongemaklik gemaak, maar omdat ek met die ongemak gesit het en met die Here daaroor begin praat het, het ek agtergekom, daar is 'n paar redes hoekom ek gee wat nie gesond is nie. En ek dink baie mense gee om hierdie redes. Dalk uit skuld uit, ek behoort iets terug te gee, of uit plig uit, dis die regte ding om te doen, of uit hoop of om geseën te word. Jy weet, as ek gee, gaan God my beloon. Maar die Here roep ons tot iets dieper. Hy sê, gee uit vreugde en oorgawe. Om vrygewig te wees, omdat ek weet, alles wat ek het ek ontvang, so ek kan bid om nou vir dit. En dis 'n vreugde om deel te hê aan wat God ook doen. Ek het eendag gehoor van iemand wat elke maand sy eerste betaling, nog voor enigiets anders, in 'n koevert sit en skryf, dankie Here dat ek weer kan gee. Hy sê dit hou sy hart sag. Want vrygewigheid vorm die hart. Is dit nie waar nie? Dis nie net iets wat jy doen nie, dis iets wat jou verander. En Dawid sê, ek het vrywilliglik hierdie dinge gegee met 'n opregte hart. Dis belangrik dat hy nie sê, ek het gemaklik gegee nie. Kyk, waar hy gee, vra soms 'n opoffering, nie waar nie. Maar ons weet ook, opoffering bring reinheid. En iemand het eendag gesê, ek gee totdat dit my gemak begin ontwrig, want dis daar waar ek besef ek begin groei. Is dit die uitnodiging vir elke liewe een van ons? Ek weet, ek dink is baie persoonlik saam met jou en die Here, maar een ding weet ek, ons word genooi om iets van onsself te gee, sodat die Here hardwerk in ons kan doen. En ek wonder, is daar iets vandag wat jy kan gee? Wat jou siel dalk gaan suiwer? Dis die wonder van vrygewigheid. Dis nie beperk tot geld nie.
Jy kan jou aandag gee in 'n wêreld waar mense smag om gesien te word. Jy kan jou tyd gee aan iemand wat niks kan teruggee nie. Jy kan jou woorde gee, bemoediging, gebed, hoop. Hy vra vir ons nie net om te gee nie, maar om vrywillig met 'n opregte hart en met vreugde te gee. Hoe lyk die gesindheid van jou hart as jy gee? Maak nie saak of dit geld is, of tyd is, of aandag is nie. Praat met die Here oor dit wat jy gewaar in jou binneste. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie vir u vormingswerk in ons, in daardie plekke wat ons nie dadelik altyd jouself van bewus is nie. Dat u ons vorm om meer en meer soos Jesus te wees. Ons wil so graag in sy voetspore volg, hy wat so vrygewig en vrywilliglik homself geoffer het. Help ons ook om dit te doen, Here. Geef vir ons wysheid oor hoe en waar en vir wie. In Jesus naam, amen.